Yes. In Jesus naam. Amen. Prys die Here. Baie dankie, kom ons sit gerus. Dankie die leiers dat ek môre mag bedien. En is my groot opgewondenheid om sommer net hier te bedien vanmôre. Vir my, tussen my en hulle agterhoop kan staan. Koördineer en by mekaar uitkom van die stokkies agter. Is jou hart ook voor die Here vanmôre? Is jou hart reg vir die Here en sê Here, kom praat met my. Kom dien my hierdie lied wat ons gespeel het. Oh, my het my so baie trane gegee. Nobody like Jehovah. En ek speel hom en weet jy, ongelukkig het hy nou nie die woorde by my sê jy kyk of hy kan nie. Toe ek my kon dit nie doen nie. Maar ek glo jy is dit gebless. Amen. Ek hoop dit sit 'n kriebel in jou voet om te dans voor die Here. As dit nie is nie, dat ek 'n woord vir jou vandag. Ja, prys die Here. Ek wil met jou praat oor 3 fokuspunte of 3 visies of 3 openbarings, whatever ons dit noem. Ek kan maar skryf. Ek moet ek skryf. Jy moet skryf. Ek moet skryf. Okay. Wat is nou net? Moet ek sien, ja, weet nie, het is van. Wat? En terug, dans. Waar is dit op die pad? Hallo, jy is bezig. Prys. Vader, ek bid dat jy self kragtig aan ons openbaar. Dat ons u sal sien, dat ons u sal beleef. Kom o Gees van God. En breek alle godsdienst en lauwheid. Bring 'n warmte begeerte na God se teenwoordigheid. Ons eerste visie wat ek glo ons moet sien, is dat ek en jy 'n openbaring van God sal hê. Ons 'n ontmoeting met hom sal hê. Jy sien, daar is 'n verskil tussen godsdiens en God te beleef en te ervaar. Baie keer gaan ons kerk toe, ons sing, ons bid in ons huisgodsdiens, en godsdiens, maar daar is eintlik niks nie. Weet jy wat, ons kom op 'n plek, wat ek en jy 'n openbaring moet hê, dat ek God sal beleef. Elke dag. He's so real. He's so real. En Jesaja lees ons, hy sê die sterfdae van die koning Jesaja, het ek die Here sien sit op 'n hoë en 'n verhewe troon, terwyl sy so met die tent gevul het. Jesaja sê, ek, Jesaja, het die Here gesien. Ek het hom gesien, hoog en verhewe, sit op sy troon. He's sitting upon his throne, en sy soem van sy kleed, die Here tempel van his presence. Ek moet jy my sien, hoor my, as jy wil ergens kom geestelik, dan moet jy God begin beleef. Jy moet hom begin ervaar. Jy moet nie net van hom weet nie. Jy moet net van hom praat nie. There's nobody like Jehovah. Amen. Dat ek en jy hom sal beleef en in sy teenwoordigheid sal ingaan. Dis 'n besef. He is God. Hy is God. En ek sien Jesaja kyk. En hy sien hierdie serafs wat om die troon is van aanbidding. Hulle 6 vlerke, 2 maak hulle voete toe en 2
hulle lyf in twee vlieg hulle mee, en die werk van hierdie serafs is om te sê, heilig, 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 is die Here van die leerskare. En dan sê die ander een, heilig, 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 en dan kom die ander een, heilig. Kan jy dink die atmosfeer in die hemel? God's presence, God se teenwoordigheid, wat hy heeltyd om hulle is. His presence, His holiness. En Jesaja sê, ek sien hierdie goed. Hy sê die hele aarde, ek wil hê met gou jou voet op die grond stap. Jy sal my saamstem, dis die aarde. Dis die aarde. Die hele aarde is full of the presence of God. En dan kan jy vir my sê, maar ek voel die Here is op 'n afstand. Die Here is ver. Dis wat jy voel. Die feit is, die Bybel sê, die aarde is full of His presence. Jy moet jou visie begin verander. Jy moet jou oë begin oopmaak en sê, God's presence is hier. God se teenwoordigheid is hier. En ek en jy moet op 'n plek kom, skus ek sit. Ons moet verstaan, God se teenwoordigheid is vanmôre hier. God is hier om jou te ontmoet. Maar jy sal moet uit jou godsdienst babbel uitkom. Want hy sê vir ons, die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Maar weet jy, hier om ons is daar 'n massa TV-kanale, radiostasies, golwe hier in die lug. En ek, wie van sy? Hoekom sien ons dit nie? Hoekom hoor ons dit nie? Is dit nie antenne wat optree? God's presence is hier. En as jy dit nie beleef nie, is omdat jou antenne uit fokus is. Is omdat jy nie ingestel is. Sê, Here, I want to see your presence. Moet jy sê, weet jy wat? Jy beter elke dag 'n tyd maak waar jy in God se teenwoordigheid kan inskuif en net hom beleef. Hoekom? Want dan kan God jou na die volgende fases toe vat wat hy vir jou wil wys. Anders is dit net 'n godsdienst. Ek weet is daar, maar ek sien dit nie. Ek beleef dit nie. Net soos die TV-kanaal wat ons sien. Johannes is daar op die eiland van Patmos. En hy sê, ek was in die gees van die Here op die dag van die Here. En ek hoor 'n groot stem, hoor ek. Soos 'n bassein. God praat met hom. En wat hoor hy sê, ek is die Alfa, ek is die Omega. Ek is die eerste en ek is die laaste. Skryf dit jy sien in 'n boek en stuur in die gemeentes toe. Toevallig, toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Sy regterhand op my gelê en sê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en ek is die laaste. Weet jy wat? Wil jy dinge sien gebeur in jou lewe? Begin God beleef. En jou probleme en jou krisisse gaan verdwyn. In the presence of God sal daar geloof kom. En die teenwoordigheid van God sal daar geloof kom, want God is able. En dan leef ons nie hierdie goed, want weet jy hoekom? Ons staan te ver van hom af. Ons kom nie in sy teenwoordigheid. Die eerste openbaring wat ek moet jy kry, is God is able. God se teenwoordigheid. En indring in sy teenwoordigheid, wat ek kan bewus word
van God is hier. Toe ons hierdie lied sing, het ons ook beleef die salwing van die Here. Want weet jy, dis die salwing wat die juk verbreek. Dis die salwing wat die planne van die vyand tot niet maak. Dis die salwing wat demone uitdryf en elke moedeloosheid en elke negativiteit sal verdwyn. Dis God se salwing wat jou sal weerdra. Dat ek en jy op 'n plek sal kom, soos Johannes en die Here sien, hy was in die gees. Hy het 'n plek gekom wat hy inbeweeg het, in die geestesrealm. Moses staan in die woestyn, 40 jaar oud, pas skape op vir 40 jaar, want hy het weg gehardloop. Want Farao wou hom doodmaak, omdat hy Egiptenaar doodgemaak het, hy is 'n moordenaar. En terwyl hy daar is, toe kom God, en skies, as ek dit so sê, hy flirt met hom. Hy kom, hy wil hom nader trek. En hy sit 'n bos aan die brand sonder dat hy uitkom. Hy trek sy aandag. God wil baie keer ons aandag hê. En dan loop hierdie goeters nie soos dit ons dink dit moet loop. En dan is daar storms en daar's bosse wat brand. En God wil eintlik sê, kom bietjie nader. Kom bietjie my teenwoordigheid. En ek sien Moses kom, en hy skuif so bietjie nader, en wil hy sien, God trek sy aandag. En die woord sê in Johannes, Jakobus 4 vers 8, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Draw near to God, come near to God, and He will come near to you. Dan maak het ons harte skoon. In the presence of God, sal God jou hart was. Is jy gereed om dood te gaan vandag? Is daar sonde in jou lewe? Is jy 'n goeie verhouding met God? Is jy op die regte plek? As jy sê nee, wil ek is nie, hoekom nie? Kom besoek jou binnekamer. Come in the presence of God. Dat hy jou kan vrymaak. En dan sê hy vir ons, die Passion Translation sê, move your heart closer to God, and He will come closer to you. Waar ek en jy hierdie waarborg, as ons in ons binnekamer gaan, en ons soek sy teenwoordigheid, God sal daar is. Hy sal kom. Hy beloof in sy woord, nader tot my, en ek sal tot jou nader. En toe die Here sien, Moses kom al nuuskierig nader, toe roep hy op sy naam, en hy sê vir hom, Moses, Moses! Ek sê, hier is hy. As jy trek die skoene vir jou voet af, dis heilige grond. You are in my presence. En dan ken jy die verhaal, hoe God na hom toe kom, en hy sê vir hom, gaan, ek wil jou stuur. Jy sien, dis toe hy daar, in die teenwoordigheid kom, toe wys God vir hom, wat is sy plan vir sy lewe. God het 'n plan vir jou lewe. En God het 'n plan vir my lewe. Wie gaan jy dit kry? In the presence of God. Jy moet daar gaan intrek. Waar die Here vir jou wys, wat gaan met jou gebeur in die volgende tyd. In 1973, ek en Elise het nog uitgegaan. Toe is ons op 'n konferensie daar in Bethlehem, kampgrond Christenburg, by van die Witwaardiges. En die aand was so 'n groepie jong mense wat saam gekom het en saam gebid het. Die teenwoordigheid van die Here was daar in daai vertrek. En iemand kom en hy profeteer en hy sê, Willie, jy moet vandag kies. Wil jy skape, eerste of koring of mielieskoes, of siele? Jy moet kies vandag. Jy sien in sy teenwoordigheid. Nou ek het van 7 jaar op bestuur. Ek wil boer. Ek is landbouskool, ek is landbou college. Ek gaan boer.
daai aan, sê die Here vir daai planne, is een kant, is my plan vir jou. Prys die Here dat ek dit gehoor het. Ek sien mense oral in die land, wat by die Here kom. En weet jy wat? God's plan is die ander plan. Jy sê vir my, wil jy maar wat nou? Dis wat my beroep is, vir altyd. Is dit wat God sê jy moet doen? Weet jy wat die Here sy salwing op jou is? God will provide for his vision. God pays for his vision. God het 'n plan wat goed vaar. Stuur elke dag 5 dae 'n week 'n dagstukkie uit vir die wat op die groep is lig gaan lewe. Die week kry ek iemand van Kanada wat vir my sê, kan ek op die groep wees? En ek besef, Here, jy weet wat jy doen. Die dag toe begin ek met hierdie groepies, het ek nooit daaraan gedink. Dis wat gaan gebeur. Of weet jy wat, ek onthou mense wat daar in ons Tsepies ontmoet het, wat daar saam was, en hoe die Here hulle lewens verander het, en hoe hulle gereeld met kontak maak. God het hulle lewens verander. Ek wil vir jou sê, dring in by die Here, en sê vir die Here, Here, wat wil jy moet ek doen? In his presence. Dis waar jy gaan sien. Dis net bid nie, dis net bietjie Bybel lees nie, dis in his presence. Waar jy indring in God se teenwoordigheid. En terwyl hy daar sit, toe sê die Here vir hom, kom ek stuur jou. En dis die laaste ding wat Moses gedink het. Terug Egipte toe, na Farao toe, hy wil my doodmaak. God het 'n plan. En so sien ons dit. Hier's Paulus. Paulus haat die Christene. Paulus haat die kerk van Jesus. Hy wil hulle uitwis. En terwyl hy op hierdie pad is, toe het hy ontmoeting met God. 'n lig skyn in die hemel. En hy sê vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hoekom doen jy dit, Paulus? Waarom vervolg jy my? En dan sê hy, wie is die Here? Hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Dis hard vir my die prikkels kom. Hy sê, wat moet ek doen? Hy sê, ga Damaskus toe, Moses. Weet jy wat? Ek sê dit vandag vir jy. Profeties moet jy dit hoor. God het 'n plan vir jou lewe. So groot en so kosbaar. En die enigste plek waar jy dit sal kry, is in his presence. Dat jy by hom sal sit, soos 'n Saul, soos 'n Moses, soos hierdie man, toe hulle in die teenwoordigheid kom, van God kom, toe openbaar die Here vir hulle sy plan. Dank die Here vir Moses. Het jy sien wat hy al gedoen, die Here mee gebruik het? Hy het nooit dit gedink nie. Die dag toe hy vlug en hy beland daar in die woestyn, en hy pas het om skape, en hy praat met die skape, het hy nooit gedink, hy sal teruggaan as die leier van die volk. In his presence. In sy teenwoordigheid. Jesaja sê, ek het hom gesien. En dan die tweede visie, terwyl Jesaja God sien op sy troon, en Johannes sien God in Openbaring, kan gerus het gaan lees. Hy's daar in Openbaring, sien hy, en die Here sê van hoofstuk 4, kom op hierheen, en hy sien die hemel, en hy sien hierdie weerligstrale, en hy sien die 10.000 van 10.000 engele, en hy sien God in sy glorie, en sy heerlikheid. Praat hier met die man. In his presence, you will experience God. En soos hy dit sien, dan kyk jy na jou probleem. Glo my, jou probleem is so klein, in God se almag. En wat God in het, God is so groot. Jy kan hom nie bepaal nie.
Hy is die eerste en hy is die laaste, hy is die Alfa en hy is die Omega. Hy is die begin en hy is die einde. As jy in sy teenwoordigheid kom, dan raak jou probleme klein. Hy het vir jou antwoord net so. Kom en sit in sy teenwoordigheid. Moet dit nie afskeep, dat God in sy teenwoordigheid kom, en terwyl hy daar in God se teenwoordigheid kom, toe sien hy homself. En dis wat sy Psalm 36 vers 10, van by is die fontein van die lewe, in die lig sien ek die lig. Ek wil nooit sê, as jy in God se teenwoordigheid inkom, jy sien sy glorie in sy almag, dan sien jy elke krap in jou eie lewe. Jy gaan sien wat hom behaag en wat hom nie behaag. Hy sê as jy 'n diamant vat, jy sit hom onder 'n skerp lig, wat vir die oog kosbaar lyk. As daar lig op hom skyn, dan sien jy die krakies. En weet jy wat mag die Here sy teenwoordigheid so op jou skyn, dat jy elke krakie sal raak sien, wat Vader nie behaag, en polish dit uit. Kom na hom toe, dat hy dit uithaal. En dis wat Jesaja hier kom sê. Hy sê, wee my, ek is verlore. 'n man onrein van lippe, woon onder 'n volk met onrein lippe. En my oë die koning, die Here van die leerskades gesien. Ek het God gesien. En ek sien, hy was 'n profeet. Sê maar, ek is onrein van. Hoe kan ek in God se teenwoordigheid kom? Hy is so heilig, hy is so magtig. En dan gaan hy, en een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy van die tang van die altaar afgeneem het, my mond daarmee aangeraak en kyk, het jou lippe aangeraak. Skuld is weg. Jou sonde is versoen. God het jou vergewe. God wil jou vry maak. Waar? In sy teenwoordigheid. When you come in the presence, hy vat hierdie kool van die altaar. Wat is die altaar? Dis die plek waar hulle offers gebring het vir sondes. Wat is ons altaar? Die kruis. Christus het die prys betaal. En omdat hy die prys betaal het, my liewe broers, hy sê julle sondes en julle ongeregtigheid sal ek nooit dink nie. Wanneer? As ek my sondes bely. Hy is getrou om sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. As ek bely en sê Here vergewe my, ek het dit gemis, ek leef 'n verkeerde lewe, ek doen dinge wat U nie behaag nie, dan kom hy dan sê hy vir ons, ek sal dit wegvat. Dan kom hy in Openbaring 1 vers 5. Hy sê in Jesus Christus getrouwig, die eerstgeborene uit die dode, die owerste van die konings van die aarde, en omdat ons lief gehad het en ons sondes gewas het in sy bloed. I'm washed in the blood of the Lamb. Ek is vry deur die bloed van Christus. Hy het my vrygemaak. Hoe gebeur dit? Jy bely dit. Jy kom in sy teenwoordigheid en jy bely dit en hy vergewe jou. Dan sê Kolossense 2 vers 13-14, julle wat dood was deur die misdade en onbestemd van die vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat julle misdade vergeef het en die skuldbrief teen ons, met sy insette en ons vyandig was, weggeruim, vasgenaal aan die kruis en sê, weet jy dit wat jy gedoen het verkeerd is, jy het dit bely, my bloed het weggewas, staan die kruis vasgenaal, ek sal nooit oor my daan doen. It's spiteful. Wees versoen. You are finished. En het nie ander dan. Stop dit. En sê teenwoordigheid. Hoor jy wat ek vandag sê?
Dit is maar alle dienstens. Daar's mense wat hoor en nie hoor. En daar's mense wat hoor. As jy in sy teenwoordigheid gaan sit, en jy laat toe dat God met jou praat, sal hy vir jou wys vas te vind. Maak het reg. Dis jou geleentheid wat God vir jou gee. Daarom sê Jesus van Nicodemus, as jy nie weergebore word, sal jy die koninkryk van God nie sien. En dan sê Nicodemus, hoe kan 'n mens sy ouders teruggaan, sy moeder skoot en tweede keer gebore word, dan sê hy van, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word, uit water en gees kan jy die koninkryk van God nie ingaan. Wat die vlees gebore is, wil eerst geboorte. Dus kom jy na, wil eerst geboorte. Dis eindelijk van die stad met twee redenen, wat jy in die gees gebore is. Wat die vlees gebore is vlees, maar wat in die gees gebeur is gees. Jy sien wanneer hy soms, daar was so 'n bietjie in die siek weg. So wat belangrik is, dat ek en jy moet weet, dat as ons kom na die Here toe, sê, Here, reinig my, vas my, met die bloed, werk 'n weergeboorte in my. Ek het godsdienstig groot geword. Van die eerste woorde wat ek kon praat, jou kind was, is om te bid. My pa het ons die Bybel geleer. Ek het wonderwerke op wonderwerke in ons huis gesien. Hoe haalstorms en reën verander in 'n oogwink. Hoe broer Pieter dood is en God hom uit die dood het opwek. Ek het hierdie goed gesien. Ek het godsdienst gehad. Maar ek het nie weergeboorte gehad. Onthou 28 Desember 1965. Op daai selfde kampterrein Christenhof daar agter die regterkant se bidkamer, was daar 'n rooi man, en die man van die mat het ek gekleen. Ek het daar gehuil vir die Here, sê Here, ek wil nie probeer Christen wees nie, ek wil weer gebore word. Daai dag het God weergeboorte in my gewerk, dat ek vir my hele lewe geweet het, dat weer is weergebore. Ek is siek. My skuld is weg, soos Jesaja sê. My skuld is weg. En dan kom die derde openbaring. Nou dat jy skoon gemaak het, nou jy gesien het die grootheid van God, en vra hy van, wie sal ek stuur, en wie sal gaan? En Jesaja sê, hier is ek, stuur my. O, God het jou nodig. Die een, om soos Jacques evangelist te wees, hier te preek. Die ander een, om een oor my die Here te praat. Ek ken kosbare broertjies en sussies, wat maar 'n kort tydjie geleef het. 'n oes ingebring het in die koninkryk, en toe sy weg. Goeie vriende, pastoorsvriende, wat op 40 dood is. Maar weet jy wat ek onthou die hierdie boeta, is dat pastoor in Bloemfontein gewees het, ek nog sê, ek is so lief vir die Here, ek wil net gaan, ek wil ook gaan. En het was nie lang die programma kom, maar hy sê skof voltooi. Ek weet nie wat is jou taal. Dit moet jy gaan uitvind, eerstens, met die koning van die konings. Wie sal ek stuur? Wie sal gaan, as jy die iemand hand opsteek? Of sê, soos Moses, ek kan nie praat. Ja? Maak jy ook 'n verskoning, as God se hand op jou is. Het jy nodig om te praat, jy gooi dit jou kiel op die grond, hy doen nie praat. God wil jou gebruik. Ek sien, dat kom die Here in Matteus 28:19, gaan dan heen, en dis vir elkeen van ons. Gaan dan heen, maak disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Gees, en leer hom alles onder hulle beveel te doen. Kyk, ek is met julle, al die dag. Is dit nie wonderlike belofte?
Jou mitteland is nie alleen. Dit staan. Dis tyd. Weet jy wat? Wil jy moet weet vandag. God wag jou by die kant. Nie net om heeltyd te praat nie. Jy gaan nie by die kamer praat nie die hele tyd. Gaan jy binne kamer en wag. Versit jy het oorgaan. Onse Vader. Wat in die hemel is. Laat U naam geheilig. Laat U toe woord kom. Jesus, dankie dat U in die regterhand van Vader is. In ons bed. Heilige Gees, dankie dat U is. Wil jy nie met Vader my praat? Gaan in jou binnekamer, net daar waar jy sit. Vader, my Vader, ek kom na U toe. Ontmoet my. Wie wat sien ek in die Gees, ek sien hoe laste afrol van mense af. Hoe bekommernis net afrol. En net weggaan. Ek sien hoe God mense vry maak.